En as jy bly is hier vandag, is jy ontvanklik, ek hoop jy is ontvanklik en reg vir die woord van die Here. As jy jou Bybel hier sou het, wil ek jou nooi om te blaai na Johannes 14 toe, ons sal 'n bietjie daar tyd spandeer. Johannes 14. Ons in die laaste 3 weke het ons reeds gedoen, as God praat, kyk hoe mooi is die tieners, kyk hulle kyk, pragtig. Ons het in die laaste paar weke het ons gepraat oor hierdie realiteit, dat as God praat, hoe reageer ons? En ons het in week 1, vir die van julle wat dit gemis het, gepraat oor, as God praat, reageer ek in gehoorsaamheid. Kan julle dit onthou, so die van julle wat nie gemis het? So die gelowige reageer uit gehoorsaamheid as God praat. Dit was nou week 1. Maar week 1 was eintlik die laaste week se preek. So ek het nou met die einde aan die begin. So jy gaan nou verstaan hoekom. So ek het die einde eerste gepreek. Want die gelowige, wanneer God iets in sy woord vir ons sê, 'n algemene opdrag, of wanneer hy met jou praat as 'n gelowige spesifiek, dan reageer ons in gehoorsaamheid. En ek het vir ons 'n bietjie verduidelik die rede hoekom ons baie keer sukkel om gehoorsaam te wees, is omdat ons dink baie keer aan die resultate. Hoe gaan dit uitspeel? Hoe gaan dit uitwerk? Wat gaan gebeur as dit nie werk nie? Wat as dit bid en daar gesien wonderwerk nie? Maar die uitnodiging tot gehoorsaamheid is die resultaat is nie in my en jou hand nie. Die gehoorsaamheid is die opdrag. So die gelowige se wandel is as God met my praat, is my reaksie in gehoorsaamheid. Hoe dit uitspeel en wat gebeur, dit is God se verantwoordelikheid, dis nie my verantwoordelikheid. Dit is wat ons baie keer. En voor ek aan my skoonma en skoonpa is ook hier, Bakkers en Ma Delia, baie welkom. Ek jy staan nie, maar stop hulle wel. Hulle sê, die pad kom kuier om die kinders op te pas, ons is dankbaar. Ja, maar nie die klein kinders nie om ons op te pas. Dis voorreg. En laas week het ons gepraat oor geloof. Oor dat geloof in die oomblik, die gelowige stap 'n pad van vertroue, dat ons die Here vertrou vir ons toekoms, ons kinders, ons finansies, maar daar kom baie keer oomblikke wat ons die Here vertrou in die oomblik, wanneer God praat, sê, Here, U is wie U sê U is, en ek kan glo dat nou sal U 'n waarmaker wees van U woord. So dis die middelgedeelte, maar ek wil vandag met jou praat oor die hele plek waaruit die gelowige dit uit kan uitleef. En dit is gewortel in God se liefde. Dat wanneer God met my en jou praat, kom hy eksklusief uit 'n plek uit, dat hy jou liefhet. En ek weet tyd, dis vir ons baie keer 'n bietjie 'n moeilike reaksie, 'n moeilike realiteit, want wanneer die Here met ons praat, vra die Here baie keer vir ons goed wat buite ons gemaksone is. En ek het laasweek iets daarvan genoem, dat ek en my vrou, die Here met ons gepraat, of die Here met my gepraat, die Here, my vrou dalk net eers later gehoor, maar ons moet nou trek van Klerks tot Witbank toe. Ons moet nou hierdie stap doen. En dit is buite ons gemaksone. Ons gaan van 'n gemeente met duisende lidmate na 'n gemeente met 26 lidmate. Roep deur ons. Maar eintlik moet ons verstaan dat die Here praat met ons en die Here gee vir ons opdragte omdat hy ons liefhet. En hy het ons lief en hier is baie keer die moeilike ding, veral as jy nou 'n tiener is, maar hulle is nou almal uit, maar die moeilike ding wat ons tydjie moet verstaan is God weet beter. Gaan dit net insig net gou vir 'n oomblik. God praat met ons oor sekere goed, want hy weet beter. Hy praat nie net 'n plek dat hy ons lief het nie, hy weet beter. Hy sien alles. En hoe baie keer het ons al 'n pad gestap en sekere klomp goeders gedoen, en dan kom ons agter, God was eintlik reg. As ek net gehoorsaam was, as ek net in geloof geleef het, omdat hy my eintlik lief het, weet hy beter, dis hoe my gesê het, nee, toe sê ek ja. En nou is ek, onthou laasweek, nou is ek in Tomatiesstraat. Sê 'n lekker straat nie, Tomatiesoustraat is 'n lekker straat, maar Tomatiesstraat is nie 'n lekker straat nie. Want ek het op 'n plek gekom, waar ek sê, maar ek dink beter, ek verstaan beter, maar dis nie die uitnodiging nie, want God het my lief. En God het my so lief, die Bybel verduidelik vir ons die grootheid van God se liefde. Hy het ons so lief gehad, toe ons nog sy vyand was. Ek wil dit net insig by jou gou vir 'n oomblik, dat God die mens so lief gehad het, toe ons nog sy vyand was. Kom ek bring dit terug na die menslike kondisie toe. Vir wie is dit maklik om die mense wat hulle te nakom of vyandig is teenoor hulle, hoe maklik is dit vir jou om hulle lief te hê? Dink gou 'n bietjie persoonlik in jouself. Nou ek wil nie 'n terapie sessie nou hier oopmaak nie, want dan gaan my week baie vol wees.
Maar laat daai gesigte gou so vinnig so opspring so voor. Daai mense wat jou seer gemaak het, raak gery het, te nagekom het, geld gesteel het, ingedoen het, hulle gesigte gou so. Hoe maklik is dit vir jou om hulle lief te hê, regtig lief te hê? En ek praat nie van die liefde nie, ek wil nie hulle moet doodgaan nie. Ek praat nie van daai, dis die liefde nie. Ek praat van dit wat Jesus kom sê in die bergpredikasie, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die wat julle te nakom, seën die wat julle vervloek en bid vir hulle. Dis Jesus se standaard. Hoe maklik is dit vir jou? Moeilik. Hoe is moeilik, nee. So dit wys ons hoe groot en perfek en ewig en onfeilbaar is God se liefde wanneer hy na jou kyk. Sê maar, toe ons nog sy vyande was, het hy ons lief gehad. Want as ons dit eers met mekaar kan doen, God doen dit met ons, dan moet jy die grootheid van sy liefde verstaan. En dat wanneer hy met ons praat, en wanneer hy na ons toe kom en vir ons iets sê om te doen, om te reageer, kom dit uit 'n plek uit, want hy het ons lief. Selfs toe ons onwaardig was. Selfs toe ons vinger geswaai het na hom toe, het hy ons lief gehad. Nou dis 'n baie groot ding om te verstaan. En wanneer jy gewortel is in daai realiteit, dat God het my lief, dan verander 'n klomp dinge van jou reaksie. Wanneer ek reageer in geloof en gehoorsaamheid, dan verander 'n klomp dinge. As ek verstaan dat God het my lief, het my werklik lief. Dis baie moeilik om te verstaan, dis baie moeilik om te verklaar, want elkeen van ons ken ook ons. Jy kan ook baie vinnig, as ons nou, dis nou meer ek en Darryl, maar ek weet meeste van ons, as ons vir jou 'n papiertjie moet gee en skryf al die redes neer, hoekom jy nie werk is nie, gaan baie van ons 10 teen in 'n baie lang lys hê. Baie van ons gaan 10 teen uit papier uit daar loop, as ons moet eerlik wees. Maar dat God na ons kyk en sê, maar jy is my skepping, ek het jou lief. En wanneer ek ja sê vir jou en op hierdie pad begin stap, en jy die lewe begin leef, begin God met my praat, maar hy praat met my omdat hy my lief het. En hy wil hê ek moet dan reageer uit geloof, en ek moet hom vertrou en glo vir wie hy is. Dat ek kan staan op sy woord, en ek gehoorsaam wat hy van my vra. Wanneer God praat, is omdat hy my lief het. Of jy lees in Johannes 14. Die opbou van Johannes 14, hier is een lang stuk tot Johannes 7, eintlik is tot op die einde van Johannes, is eintlik van die af as dit is die storie by mekaar. Maar die opbou tot hierdie storie is, Jesus was die disippels se voete. Tot ontsteltenis van Petrus, hy kom modelleer vir hulle liefde, hoe dit lyk prakties, is diens, hoe dit is, hy kom maak hierdie groot stelling in Johannes 13 vers 34, ek gee hulle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Hy kom sit 'n nuwe standaard van liefde neer. Ons het nie op ons eie kapasiteit en met ons eie kwaliteit lief. Ons het mekaar lief op God se kapasiteit en op God se kwaliteit. Hy sê dis hoe ons ook mekaar moet lief hê. So Jesus kom en hy kom pak bietjie iets uit van liefde en dan bring hy dit vir ons huis toe in Matteus 14 en in Johannes 14. En in Johannes 15 is daai hoofstuk wat Dirk so voor lief is, sonder my ken niks nie, bly my en ek en jou. So dis een stuk wat Jesus konstant oor praat. En as jy mooi gebeure in die Bybel wil lees, kan jy nie van julle wat hou van huiswerk is Johannes 17. Jy kan dit so ongelooflik seker een van die mooiste gebeure in die Bybel wat Jesus bid vir homself, vir die disippels en sy volgelinge wat naam doen. Maar in die middel terwyl hy nie gepraat het, kom Jesus en hy praat oor liefde. En hy praat oor liefde in die konteks dat hy iemand gaan stuur, die Heilige Gees, wat ons gaan kom help. Maar nou begin hy ons, die as gelowiges, nou begin hy ons gelowiges uitnooi oor hoe ons liefde na hom toe lyk. So nie net is ek gewortel in God se liefde nie, ek verstaan iets daarvan, dis moeilik om te verklaar, maar ek verstaan iets van God se liefde vir my, dat hy my lief gehad het, alles het onwerk, hy nooi my in as 'n kind, hy sit my 'n nuwe kleed aan, hy maak my 'n nuwe skepsel, maar nou begin hy kyk na hoe ons liefde ook vir hom uitleef. En hoor wat sê hy, in Johannes 14, vers 15, hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. So hy kom en hy kom maak dit wat hy gesê het, kom maak hy vas aan ons liefde vir hom. Hy sê so, as jy my lief het, so ek wil die vraag van wie van julle is daai mense? Ek is een van daai as julle my lief het. Kijk, dis ek. Dan kom sê hy, ek gee vir jou 'n geskenk. Dis wat ek vir jou gesê het, bewaar dit. Hy gebruik nie net, kyk mooi daarna nie, hy gebruik nie iets pas dit op nie, hy sê, bewaar dit. As ons nou 'n mooi Afrikaanse woord wil sê, koester dit. Hierdie is spesiaal. As jy my lief het, dit ek vir jou gesê het, is spesiaal. Dit dra gewig, dis kwaliteit.
pas dit op. Soos okay, Here, ek wil dit doen, ek wil dit doen. En dan herhaal hy hierdie tema oor en oor. Kyk wat sê vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, ons is gewortel in liefde. Wie dit wat ek gesê het, ek het dit, ek koester dit nou, ek het dit in my hand. Wie dit het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoe mooi is dit? Ons wil in die liefde van God leef. As God met ons praat, een van die goed wat hy ons gepraat het is, hy praat met ons deur sy woord. Die gelowige, die vrug waarmee ek in die eerste week begin het, die vrug van hierdie gewortelde liefde is gehoorsaamheid. En ek wil net vir jou sê, as jy net wil gehoorsaam, sonder dat jy gewortel is in liefde, wil ek vir jou sê, gaan jou wandel in hierdie koninkryk vir jou baie swaar wees. Gaan dit weer sê, as jy nie gewortel is in die liefde van die Here en dat hy jou lief het nie, en dat jy hom lief het nie, en jy wil net gehoorsaam, die vrug van gehoorsaamheid dra, gaan hierdie realiteit vir jou, om die Here dit nie vir jou baie moeilik wees. Want jy gaan val in 'n wêreld, hoe dit was in die Ou Testament. Jou werke gaan bepaal. Ek wil net gehoorsaam. Dan kom ek gee gou vinnig vir jou opsom hoe dit gewerk het in die Ou Testament. Oor gehoorsaamheid. Dit was baie eenvoudig. Jy moet en jy moet nie, jy mag en jy mag nie. Dis hoe dit was. As jy alles wat gesê is in die wet en die profete, al die goed rondom die menslike optrede, jy mag en jy mag nie, jy moet en jy moet nie. So dit was. En dan kry jy sulke ligpunte waar die Here in hierdie mense se harte inspreek en sê, maar hoorie, ek wil eintlik glad nie julle offers hê nie, want julle harte is nie by my nie. Julle doen al hierdie goed, maar julle harte is nie by my nie. Hoekom? Wat? Die harte van liefde, die harte van verhouding. Hy sê, ja, bid met jou mond, met jou hart is vergmeld. Ek gaan deur al die emosies, ek lyk op die oppervlak asof ek gehoorsaam. Ek gaan kerk toe, ek gee, ek praat mooi, ek vloek nie reg nie, behalwe as daar rugby aan is. Ek hou oor die spoed, behalwe as niemand kyk nie, verstaan? Jy lyk, ek doen alles so half reg, ek is okay, ek stap die pad. Maar dis hoe die Ou Testament, die ou manier gefunksioneer het. Ons mag en mag nie, moet en moet nie. Dis nie ons in die nuwe bedeling, in die nuwe verbond wandel nie. Omdat ons eerste lief gehad is, en omdat ons hom lief het, nou is die fokus wil en wil nie. Ons bring dit genader vir die van julle wat in huwelik is. Dan gou jy koop vir jou vrou blomme. Sê vir haar, hoekom doen jy nou? Sê jy, dis my plig as man, ek moet vir jou blomme koop. Meeste vrouens gaan sê, hou die blessings op. Ek wil dit hê. Wie sê wat was op special? Ja, daar in die straat sit dit gereën, toe kry ek hom jammer, toe koop ek maar die rosemoed. Sê, my vrou gaan dit nie dan wil hê nie. Hoekom is jy nice met my? Want ek moet nice wees met jou. Maar moet nou nie nice wees met my? Dit is 'n ou manier, ek kan hier 'n klomp dinge doen. Ek doen dit op die oppervlak, maar my hart glad nie in dit nie. Dis nie waartoe die Here ons uitnooi, hy moet ons praat in hierdie verhouding deur sy woord nie. Dit as God praat, verstaan ek's gewortel in sy liefde, en omdat ek hom terug lief het, wil ek hom glo, en omdat ek glo wie hy is, en dat hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen, wil ek ook nou gehoorsaam wees. Omdat die wortel liefde is. Dis nie mag nie en moet nie. Dis 'n ander fokus. Die fokus is nou wil en wil nie. Ek wil gehoorsaam. Ek's gewortel in liefde. Ek wil nie sekere goed doen nie, want ek is gewortel in liefde. Ek het in die week gebruik ek 'n voorbeeld van 'n baie platoniese sport, golf. Hier is een nou by ons op span, hy's 'n groot golfer. Hy's groot, maar hy's 'n groot golfer. Hy's 'n baie goeie golfer. Hy's regtig goed. Die eerste keer toe ek hom sien golf speel, ek het nie geweet dit is moontlik vir hom om al so ver te slaan, maar dit is moontlik. Ek het toe agtergekom dit is moontlik. Maar as jy gou vir 'n oomblik gedink om golf te speel in homself, ek praat nie wat op die golfbaan gebeur nie. Kyk, dis iets anders. Maar om golf te speel in homself is nie sonde nie, dit kan nie sonde wees nie. Jy het 'n stok en 'n balletjie en jy slag hom. Okay, ja. Dit is wat dit is. Nou as iets op die baan gebeur en jy jou koel verloor, dis nou iets anders. Maar dink gou daaroor. Dink gou dat hierdie persoon
gaan elke middag na werk, gaan hy na die driving range toe, en hy gaan kry van 'n bak balle, en 'n golfstok, en hy slaan net balletjies. Dis al wat hy doen. Hy pla niemand nie, hy irriteer niemand nie, hy is op sy eie, hy slaan balletjies. Elke dag. Maar nou begin hy sy vrou afskeep. Sy kinders afskeep. Tegnies sondig hy nie, want hy doen niks verkeerd nie. Doen niks verkeerd nie, ek pla niemand nie, ek krap niemand om nie. Maar nou wanneer jy regtig lief het, gaan jy sê, ek gaan nie dit so doen nie, hoekom? Want ek het my vrou lief. Ek het my kinders lief. Ek wil my lewe so inrig, dat ek tyd kan spandeer saam met die wat ek lief het. En dis die fokus van waar die Here ons vra om te wees. Hy sê, as jy iets verstaan van wie ek is, dan verstaan ons die realiteit, dit gaan nie meer mag en mag nie, moet en moet nie. Daai toets het almal van ons lankal gedop. Dis juist hoekom Jesus daai perfekte offer moet wees. Daai kan ons nie doen nie. Maar ons word uitgenooi na realiteit toe. Kan ons op 'n plek ons sê, Here, ek is gewortel in die liefde, so ek wil glo. Ek is gewortel in die liefde, ek wil gehoorsaam. Dis die pad wat ek moet stap. Nie van nou moet ek dit doen nie, want dis baie keer hoe ons hierdie stuk verstaan. En ek wil vir jou lees hoekom ek dit so sê. Vers 23 is die hooffokus van hierdie realiteit. Jesus antwoord, hy antwoord vir Judas wat hom 'n vraag gevra het. En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis 'n groot stelling wat Jesus hier sê. Hy sê, Jesus antwoord hom en sê, as iemand my lief het, ons al daai vraag gevra, wie is daai as iemand? Dis ek het u lief, ek kwalifiseer vir die eerste realiteit. Dan sê hy die volgende, sal my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal, sien hy gebruik 'n baie sterk woord, sal, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. En by die agtergrond gaan weer verstaan, die Here praat die hele tyd oor die Heilige Gees wat gaan kom. En in Galasiërs 5, wanneer hy praat oor 'n vrug wat geproduseer word, wat noem hy dit? Dis die vrug van die? Kyk, jy moet daai nou skei, hou hom nou in jou agterkop, né? Dis die vrug van die Gees. Dis nie die vrug van 'n renier nie. Ja. Ons is die stukkie net voor dit, die werke van die vlees, dis 'n renier. Okay? Dis 'n renier. Maar die Gees, wanneer God se Gees by my kom woning maak, produseer die Gees in my vrug. En wie weet as jy Galasiërs gaan lees, wat is die heel eerste vrug wat genoem word? Kennis konings, nou moet jy vanaf. Wie wil gou gaan? Galasiërs 5:22, gaan kyk gou. Wie wil gou gaan kyk? Wie wil raai? Hulle is baldies so sonder om 'n vriend te bel of 'n 50-50. Dat is hy. Die eerste wat geproduseer word is liefde. Baie belangrik. So hy praat oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan by jou kom woning maak. Die vrug wat geproduseer word is die liefde. Die liefde. En nou kom ons in ons Europese baie keer Germaanse agtergrond van orde en dissipline. En dan lees ons lees die stuk met daai bril op. So ek gaan my bril afhaal, ek nie wag, ek het nooit dit. As ek met daai bril hierdie stuk lees, dan lees ek dit in ons en alle mense met wie jy al die gesprek gehad het, sien die storie so afspeel. Jesus sê die volgende, antwoord hy hom: as jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. Ja meneer, dis reg meneer, gaan dit doen. Dit is met enigiemand wie ek praat, dis hoe die stuk sien, dis 'n opdrag van die Here af, dat as jy my liefhet, dan sal jy dit doen. Verstaan jy wat ek nou vir julle probeer sê? Dis glad nie met die teks kommunikeer. Nou steek ek my nek uit teen ander teoloë. Die Heilige Gees produseer die vrug. As die Heilige Gees woning maak in my, produseer die Heilige Gees die vrug. So Jesus kom sê vir die gelowige, as jy gewortel is in my, en die Heilige Gees maak woning in jou, dan sal dit gebeur. Dit skuif die konteks van daai teks heeltemal.
Hy sê, hy begin die eerste keer te sê, hy sê, koester dit, bewaar dit, heg waarde daaraan, sê die Here ek doen, want hierdie is belangrik. Hy sê, maar as jy my lief het, as jy my regtig lief het, dan gaan dit nie meer oor mag en mag nie, die Heilige Gees gaan dit in jou produseer. Die Engelse woord is, it is inevitable. Dit sal gebeur. Nie van as jy my lief het, sal jy nie. Jo, dit sit baie druk op my, nie? Want kan ons gou 'n bietjie eerlik wees, hoeveel keer het ons dit al gemis met die Here? Hoeveel keer het ons al selfs dit by die Ou Testament sien in Jesaja 53, ons eie pad gestap, ons eie roete gebou, ons eie ding, hoeveel keer al? Baie. Dan is ons almal te kort. Maar hy kom sê, as jy gewortel in my liefde is, wanneer ek met jou praat, as jy dit verstaan, as God se Gees in jou woon, sê my Here, U het my lief, ek is gewortel in dit. En ek het nie terug nie, want sê, as jy dit van my, as dit jou realiteit is, dan sal jy my woord bewaar. Dit sal nie uitvloei wees van jou liefde. Dit sal nie vrug produseer. Want hoekom ek het in week 1 begin met gehoorsaamheid, en dis waar hierdie teks gaan. Ek het by die einde begin, in die begin. Sê my Here, ek wil doen wat U van my vra. Ek wil dit gehoorsaam. Ek wil hierdie persoon wees as U klop aan die deur. Ken jy daai eerste week wat vertel het by die Here gesê, ek wou net kyk of jy sou gaan. Hy toets wat die Here my ingesit het. Dit gaan weer 'n resultaat hier en hier, ek wou net kyk of jy sou gaan, as jy bereid om gehoorsaam te wees. En dan is dit die opdrag, maar ek moet net salueer en sê, ja meneer, ek sal dit doen meneer, sonder om dit te verstaan, dis nie wat hy daar bedoel nie. Hy sê, as jy dit koester en jy sien wat dit is, dan maak die Heilige Gees woning in jou. Dan as jy my lief het, Here, ek het nie lief, dan dit wat die resultaat, die produk, die vrug van daai inwoning van God se Gees en my liefde vir die Here, is my bewaar van sy woord. Dit verander dit wat Jesus daar sê. Dit haal in homself so half die druk van ons af. Nie die belangrikheid nie, maar dit haal in homself die druk van ons af, wat ek kan verstaan, God se Gees woon in my. Ek sien sy woord, ek hoor dit vir wat dit is, en wat produseer dit? Dit produseer nou, ek sal sy woord bewaar. Wat is die verdere effek as ek hom lief het, as ek werklik dit toelaat? En my Vader sal dan jou lief hê. Dis die vrug wat dit gaan produseer. En dan gaan hy verder. En ons sal dan kom en by hom kom woning maak. Hierdie idee van woning maak is die woord tabernakel. Ek sal kom tent opslaan, ek sal my huis kom maak by jou. Ek wil dit hê. Maar dit begin by die eenvoudige realiteit van die gelowige wat moet verstaan, ek is gewortel in sy liefde. Is ons dit werd? Nee. Maar hy kyk na ons deur die bloed van Jesus Christus. Hy kyk na ons bedek deur die bloed van Jesus Christus. Dis hoe hy na ons kyk. En hy sê, as jy my lief het, Here, ek het nie lief. Here, ek het nie lief. Ek mis dit baie keer. Kan jy onthou laasweek in geloof? Hy sê maar, in Markus 9, die storie wat ek gelees het van hy pa, is Here, ek glo, maar help my met my ongeloof. Here, help my om hierdie liefde te verstaan. Dis die gebed vir vandag. Laasweek se gebed was, Here, ek glo, help my met my ongeloof. En onthou daai Griekse woord wat jy gelees het, apistai, dis taai as die apistai is, apistai. Okay. Ons sien die woord ongeloof, dit beteken nie geen geloof nie, dit beteken my probleem is groter as my geloof. My geloof is nog nie daar nie, dis hoekom my pa gebid het en sê, hy roep uit. Hy sê, Here, ek glo, help my met my ongeloof. Hierdie ding is bietjie groot vir my. Help my, dat my geloof sal groter word, sal groei. En ons gebed vir hierdie week is, Here, help my om die kwaliteit en die kapasiteit van U liefde te verstaan. Dis belangrik. Want as jy dit verstaan, dan raak ons geloofswandel maklik. Om te reageer in geloof, om vas te hou in geloof. Dan raak ons gehoorsaamheidsreaksie makliker. Want ek verstaan die kwaliteit en die kapasiteit van God se liefde. Ek het hierdie by ons huweliksreeks, die van julle wat daarby was, die van wanneer is, jy gaan vir God daarna moet luister. Ek het hierdie by ons huweliksreeks genoem. Ek was 15 jaar oud, toe ek die eerste keer agtergekom het dat liefde het 'n skakelaar, toe my meisie my gelos het.
En toe sy vir my gesê, dis nie jy nie, dis ek, kom ons wees net vriende. En my hart word uitgepluk, ek het swart gedra, ek was 'n all black vir 2 weke. Dit is verskriklik. Net vir 2 weke. Dit is verskriklik. En ek het agtergekom dat liefde skakelaar, jy kan dit aan en af sit. En dit het al menigte male in my lewe gebeur. Ek is agtergekom, en die van julle wat al ook al in die pyn was van 'n huwelik wat dit beleef het, van 'n liefde wat af, dis 'n aardige realiteit. Maar ons sit dit baie keer, maak ons dit vas aan God se liefde ook. Maar dis ons aardse belewenis van liefde. Of ouers wat jou verwerk het, of 'n familie wat jou eendag toe geskryf het, dan dink ons dis hoe God se liefde is in kapasiteit en kwaliteit. Ek wil vir jou sê, God se liefde het nie 'n skakelaar wat hy afsit en aansit. Dankie Here vir dit. Dankie Here vir dit. Dat in die kwaliteit van sy liefde, dis ewig, dis perfek. En die kapasiteit, dis oneindig. Dis onfeilbaar, jy kan geen fout in dit vind nie. Dis die wortel van liefde waaruit ek en jy leef. En ek wil jou nooi om hierdie week dit jou gebed maak. Sê Here, help my om die kapasiteit en die kwaliteit van u liefde regtig te verstaan. Dat hoe is dit dat u van my, toe ek nog u vyand was, my kan lief hê? Dat hoe is dit dat die tye wat ek u teleurstel en dan gaan ek in Engels sê, and trust me, there is many. There are many. Nou maar vir die Engels hier van. Nou maar there are many. Daar is baie. Dink gou vir 'n oomblik as God nou sê, maar nou skakel ek my liefde af vir jou. Jy is op jou eie. Dan kan jy maar die slot oor jou lewe skryf. Dis die einde. Maar hy is ryk in genade. Hy is groot in liefde. En wanneer jy daai wortel verstaan, dan raak jou reaksie makliker om te sê, hoor, nou is ek op hierdie plek waar ek gewortel is in hierdie liefde. In die kapasiteit en die kwaliteit van hoe hy my lief het. En ek wil hom so terug lief hê. En omdat ek hom so wil terug hê, wat gaan dit in my produseer? Dit gaan hierdie goed in my produseer wat ons die laaste 2 weke oor praat. Dit gaan nie dinge so, oor en hier jy moet net glo, en hier, jy moet net glo, en hier, jy moet net gehoorsaam, en hier, gehoorsaam net vandag. Daar raak nie soos 'n robot. Maar wanneer hierdie wortel in jou is, wanneer ek gewortel is in die liefde, dan sê hy, dit sal dit produseer. Dit sal dit produseer. Die van julle wat nou hier by Jaans en in die Langkloof en al die plekke nou boer. Ons Dion is nie. Is goed nie Dion. Dion, is dit nakie vir lemoen? Al 2, okay. Het dit al ooit gebeur dat jy nakie bome geplant het? Toe kry jy appels. Nee, lag nou lekker. Want ons dit werk in die gees so. Ja. Ek is nie 'n planter nie, maar ek het op 'n stadium moes ek vir 'n leierskap dink Afrikanertjies plant. Dit is 'n blommetjie. Waar het die sonneblomme opgekom het? Dis Afrikanertjies wat opgekom het, want dis die saadjie wat daarin is. Jy moet verstaan wat gebeur as ek en jy gewortel is in die liefde van Jesus Christus, dan produseer dit. Dit kom natuurlik. Sê, maar Here, ek is gewortel in die liefde, so ek kan glo. Partykeer is dit, help my met my ongeloof, ja, maar ek is gewortel in die liefde, jy het my lief gehad, die kapasiteit en die kwaliteit van die liefde is my genoeg, dis my wortel. Dis al 'n ongemaklike situasie waarin ek gehoorsaam moet wees, maar Here, jy sien so my waar ek wil dit doen. Ek wil reageer want ek is gewortel in die liefde. Dis wat dit produseer nie iets anders nie. Produseer my gehoorsaamheid, dit produseer my geloof. In Johannes 4, en ek wil begin land. Skryf Johannes, hierdie selfe Johannes, skryf vir iets ongelooflik oor liefde, oor God se liefde, oor die wortel daarvan. En ek wil by vers 17 wil ek vir ons begin. En hy gebruik 'n baie abstrakte idee om liefde te kom verduidelik. En ek gaan dit vir jou hopelik verduidelik. En as ek dit vandag vir jou verduidelik, hopelik gaan daar iets in jou gees kom vassit vir altyd oor God se liefde vir ons. Vers 17 sê die volgende: Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld.
So Johannes kom skryf, net so as 'n opbou, Johannes kom skryf, dat die van ons wat kinders van God is, en ek glo dis elkeen van ons hier binne, kom skryf dat God se liefde in ons harte so volmaak is, dat ons hoef nie bang te wees om te sterf en voor God te kom staan. Ons hoef nie bang te wees nie. Want sy liefde woon in my hart. Ek's gewortel in die kapasiteit en die kwaliteit van sy liefde. Dis my wêreld. En dan sê in vers 18, hier is die fokus. Daar is geen vrees in die liefde nie. Hoeveel vrees? Geen. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar volmaakte liefde, hierdie goddelike liefde, hierdie volmaakte liefde, hierdie twee idees, die kwaliteit en die kapasiteit van God se liefde. Dis volmaakte liefde. Wat doen dit? Dit dryf vrees na buite. Dit skuif vrees uit jou lewe uit. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hierdie is die beginsel waarmee ek begin het. Ons het hom lief, dit produseer dit in ons, omdat ons gewortel is in sy liefde. Maar hierdie vers 17 is krities vir die gelowige om te verstaan. Jy moet 'n deel maak van jou geloofsreis en jouself konstant daaraan kom herinner. Dat wat doen volmaakte liefde? Dit dryf vrees weg. Volmaakte liefde dryf vrees weg. Nou as jy hierdie stukkie gaan lees en dink jy, "Haai, dis 'n baie interessante ding wat Johannes hierso sê." Want mense sou gedink het, volmaakte goddelike liefde dryf sonde weg. Dit dryf ongehoorsaamheid weg. Dit dryf ongeloof weg. Dit dryf seer weg. Hy kon 'n klomp dinge daarin geskryf het oor wat volmaakte liefde in ons lewe kan doen. En almal van hulle sou inpas. Dat wanneer ek weet ek is volmaak geliefd, dat dit dryf sonde nie meer plek in my lewe, want ek het God lief. Ek wil nie meer sondig nie, want ek het God lief. Ek is 'n nuwe skepsel. Of ek wil nie meer ongelowig wees nie. Maar waarmee is ons nou besig om na hierdie ding te kyk? My wortel, jy moet nou by my bly. My wortel is liefde, die liefde van God. Uit dit uit leef ek deur geloof. Want ek weet God het my lief. Dis my wortel. Elke oomblik kan ek glo dat God is wie hy sê hy is. En hy sal doen wat hy beloof het om te doen. Ek vertrou hom nie net nie, want vertroue is 'n deurlopende ding, maar in die oomblik van die gelowige glo ek dat God kan. Wanneer die realiteit voor jou kom staan. En dit produseer gehoorsaamheid. So ek gaan van liefde, ek gaan van liefde, gaan ek na geloof, na gehoorsaamheid. Dis die orde waarna hy hardloop. So nou sê hy, jy moet nou na hierdie prentjie kyk hier agter my. Want dit gaan jou 'n klomp dinge in jou hart skuif. Hy sê volmaakte liefde dryf vrees weg. En hierdie is nie per toeval dat Johannes dit so geskryf het. Dat wanneer ek besef, ek is volmaak liefgehad en die volheid van God se liefde woon in my, dan skuif dit vrees uit my lewe uit. Hoekom sou Johannes dit sê? Kom, ek gaan net nou sê soos wat Hermine kan sê. Dit gaan dalk onteologies wees en dalk verkeerd uitkom, en ek is jammer daaroor. Maar vrees kan net so skep, soos wat geloof kan skep. Onthou, ons wil van liefde gaan na geloof toe. Van geloof na gehoorsaamheid. En omdat ons gewortel is in liefde, is dit wil en wil nie. Dis nie moet en moet nie, dis waar ek wil uitkom. Maar in hierdie proses moet God vrees uit ons lewe uitkry. En dis baie spesifiek dat Johannes die woord vrees gebruik. Want wat het ons laasweek geleer oor geloof? Hebreërs 11 vers 1, dan vra hy, wat is geloof? Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien. So geloof se kleiner boetie, die vriende wat laasweek was, die wat jou nie gebly, jy gaan dit weer hoor, geloof se kleiner boetie is hoop. Ons weet om te hoop. En hy sê, dis 'n vaste houvas aan hoop. Dis ook ons tema van die koelde ding is op hoop is. Want uit hoop uit kan geloof gebeur. Dan is dit 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. Want as jy werklik begin hoop, dan is dit 'n deur oop en sê, maar hoor die renier, ek hoop in hom. Ek dra die God van hoop. Dit is Romeine 15 vers 13, dit kan jy ook gaan lees. Die God van hoop. Dit is deel van wie ek is. Wanneer ek vas kan hoop, dan kan die dinge wat ek nie kan sien nie, dan kan dit aan die lewe kom. Want dan begin God sien, my hoop is op hom.
My oë is op hom gefestig. Hy is die wat my gaan dra. Hy is die wat homself gaan openbaar. Hy is die wat die wonderwerker is. Here, U is my enigste hoop. Ek het nie ander planne nie. U is my plan A, my plan B, my plan C, my plan D. U is al my planne. Ek hoop U sien en U hoor. Ek sê, hoor, maar dit nie hoop. Nou kan ek daai dinge wat nie gesien kan lewe kry. Dan begin my geloof lewe gee en die dinge wat ek nie kan sien nie, kan nou sigbaar en tasbaar en lewe word. Jy verstaan dus hoe geloof werk. Vrees, kom ek skok jou gou, werk net so. Eish, baba, it's very difficult. Job maak 'n ongelooflike stelling in die Bybel. Job was 'n baie geregtige man voor die Here. Die Bybel sê as hy net gedink het sy kinders het gesondig, hy het nie eens gesondig het hy offer gebring. Dis so reg op hy voor die Here wou loop. Dit was hierdie man se hart. Maar toe al die wiele afkom en hy alles verloor het en hy sit op 'n asgat, maak Job hierdie stelling. Wie het dit al gelees het? Hy sê wat ek gevrees het oor my gekom, waarvoor ek bang was het met my gebeur. Het jy dit al gelees? Het jy nog nie gelees? Jy gelees het in die begin van Job. Hy kom erken self. Dit waarvoor ek bang was, het waar geword. Dit wat ek gevrees het, was my realiteit. Dit het so gebeur. En hoe baie keer het jy, ek gaan nou nie vir jou vra nie, maar hoe baie keer het jy al vriende, familie, kollegas hoor sê, die wiele kom af, het gaan sleg, en dan sê hulle, ek het geweet het gaan gebeur. Ek het dit geweet, ek het geweet het gaan gebeur. Sal iemand wat dit al gehoor het? Ek het al baie gehoor. Want vrees het net so mag om te skep dit wat nie daar is nie. Jy moet hierdie verstaan, hè? Hierdie is baie belangrik, hou dit vir ons op. En soos wat hoop, kyk, hierdie gaan jou skuif en waar jy gewortel is. En soos wat hoop die kleiner boetie van geloof is. Wat is die kleiner boetie van vrees? Twyfel. Die klein boetie van vrees is twyfel. Wat is die duiwel, die vyand? Nie die duiwel, nie die vyand, met al sy trawante. Wat is sy strategie? Is om twyfel te saai. Het God regtig gesê? Is dit regtig wat God kan doen? Dink jy regtig God hoor jou gebed? Dink jy regtig God sien jou? Dink jy regtig God is bewus van waar jy nou is? Dink jy regtig met al die dinge wat aangaan, die wêreld, honger, oorloë en pyne, dat die Here hom aan jou sal steur? Jou probleempies is mos maar baie klein. Dis vir die vyand doen. En wat gebeur? Nou begin jy twyfel. En nou raak jy bang. Maar wat as God my los? Wat as hy nie my gebede hoor nie? Wat as ek regtig op my eie is? Wat as ek deur 'n dal van doodskare weer gaan en U is nie met my nie? Wat gaan dan met my gebeur? En weet jy wat gebeur? Dan gee ons vir die vyand 'n oop deur om dit wat ons twyfel en vrees te kom skep in my lewe. En ek sê dit baie versigtig want ek wil nie aan die vyand eer gee nie. Dis glad nie wat ek probeer doen nie. Maar ons almal was al in daai bootjie. Dis hoekom Johannes skryf, volmaakte liefde, die perfekte liefde en kapasiteit en kwaliteit van God dryf vrees uit. Want as vrees uitgedryf is, dan is daai kanaal toe. Ek luister nie vir die twyfel wat die vyand saai nie. Ek het nie plek om hom toe te laat dat die slot van my lewe klaar geskryf is nie. Ek laat nie toe dat die vyand dit in my ore fluister nie. Want ek besef ek is gewortel in sy liefde. En dis hoekom Johannes dit vir ons skryf, dat ek en jy dit moet verstaan. Wanneer God met ons praat en ons roep as sy kinders, dan doen hy dit omdat hy ons lief het. En die gelowige verstaan, ek is gewortel in daai liefde. En wanneer jy werklik gewortel is in daai liefde, dan laat jy toe. Nie dat dit iets in jou kom produseer nie, dit wat in Johannes 14 staan nie. Dit produseer dat ek doen wat hy van my vra. Dit produseer dat ek hom bewaar. Dit produseer hierdie vrug. Dit doen nie net dit nie, maar dit dryf ook vrees. Een van die grootste getuienisse wat gelowiges kan kry, soos wat hulle deur die lewe gaan en sê, maar daar's 'n ongekende vrede in jou. Dat ten spyte van wat jy beleef, en ten spyte van wat in die wêreld aangaan, vrees jy nie. Hoekom nie? Dit is gewortel in God se liefde. En omdat ek gewortel is in sy liefde, is alle vrees uitgedryf. Ek het niks waar ek hoef te twyfel nie.
Ja, daar kom tye wat dit vir my voel, dit wat ek deurgaan is groter as ek. Soos hierdie pa, Markus 9, wat sy seun gebring het, wat al deur vuur gebrand is en verdrink het, en 'n verskriklike realiteit gegaan. Dis die Here, ek glo, help my met my ongeloof, maar dis nie dat ek geen geloof het. Help my dat my geloof sal groei, dat dit sal sterker word. Ek is gewortel in die liefde van God. Sy kapasiteit van liefde vir jou is onuitputbaar. Ek glo. Sy kapasiteit van hoe jy jou lief het, is onuitputbaar. Ek sal heel eers van die kansel af sê, my liefde vir mense is uitputbaar. Nie omdat ek het so wil hê nie, maar ek het al 'n paar mense gehad sê, maar ek het nou my versadigingspunt bereik. My boorgat sê nou net môre, ek is nou, my bronnetjie, my kapasiteit, ek is nou klaar. Was jy al daar? Ja. Gelukkig is die Here nie so met ons. Die kapasiteit van sy liefde is onuitputbaar. En die kwaliteit daarvan is perfek. Onfeilbaar, dis foutloos. Hoeveel van ons het ons vrouens en ons man lief, maar jy doen ook maar net jou beste. Jy het regtig lief, maar dan maak jy foute, omdat jy lief het. Maar die kwaliteit van sy liefde is perfek. Ek is gewortel in dit. En hy sê, wanneer die Gees in jou is, dan is my gebed vir jou, mag hy meer van dit in jou gemoed kom openbaar. Want hy sê, wanneer dit gebeur, dan gebeur wat in 1 Johannes 4 staan, dit dryf vrees uit. Dit het nie meer plek vir twyfel nie. Ek het nie meer plek vir bang wees nie. Ten spyte van storms, ten spyte van alleentye, ten spyte van slegte nuus. Wat gebeur? Ek is gewortel in die liefde. My volgende plek is, Here, ek glo. Ek is gewortel in die liefde. Ek kan dit nie help nie. Ek glo. Here, help my dat my geloof sal groei, want baie keer is die golf bietjie groot vir my, maar Here, ek glo. En omdat ek glo, sê Here, ek gaan gehoorsaam wees. Maak nie saak hoe dit gaan uitspeel nie, maak nie saak wat gaan gebeur nie. Here, ek glo. Iemand vra my nou die dag, uit die Pinkster charismatika, hoekom is genesing so skaars deesdae? En ek gee vir my antwoord, en ek het nie meer van die antwoord gehou nie. As jy kom so skaars deesdae, dit is in die 80, 90, selfs begin 2000, lief nie wat nou lang in 'n Pinkster charismatiese kerk, was al wêreldwyd 'n baie groot beweging rondom dit. En ek sê vir, weet jy wat? Ek is 100% oortuig dat God nog mense in 'n oomblik kan genees. Amen. En ek doen, ek is 100% oortuig daarvan. Ek sal by elke mens jy siek is, bid ek vir die Here jou sal genees. En ek glo God kan. Ek wil dit bysê. Vir die gelowige, omdat ons gewortel in sy liefde. As jy siek is, God gaan jou genees. Nou maak ek nie 'n wensdenker uitspraak hier van 'n kansel af. Dis wat ek sê. Nou gaan ek vir jou verduidelik hoekom ek dit sê. God kan deur die almag van sy krag jou in 'n oomblik gesond maak. In 'n oomblik. Hospitaal toe, nie lekker nie, kom haal hom, hy's okay. Nou neem dit goed. God kan dit in 'n oomblik doen. God kan ook, daar's baie gelowiges wat dokters is. Hulle sit hier onder ons. Wat slim mense is. Wat sê, hoorie, jou aardig doen goed wat hulle nie moet doen nie. Ek gaan jou help. 3 weke later, 'n week later, maar daar is jy gesond. En as dit nie gebeur nie, kan ek jou beloof, gaan lees die einde van Openbaring. Wanneer ons by God is, geen pyn, geen siekte, geen trane, geen niks. So maak nie saak wat se een vir jou voorlê nie, jy gaan gesond word. Jy gaan gesond word. So wat ook al die ander kondisie is waarmee jy beleef, omdat ek gewortel is in sy liefde, het ek nie meer vrees nie. Dis een van die grootste dinge wat in my hart kom skuif het. Daar's goed wat ek oor vra het, daar's goed wat ek self nie oor seker is nie. Daar's goed in die Bybel as iemand my vra, dan sê ek vir hulle, ek weet nie. Maar een ding wat die Here kom skuif het in my hart, is ek is nie meer bang nie. Ek is nie meer vrees nie. Want ek is gewortel in sy liefde. Perfek, ewig, onfeilbaar. En wat ek doen is, wanneer hy praat, ek sê, Here, ek vat u op die woord. Vat u op die woord. Ek gaan dit gehoorsaam, ek gaan dit, hoekom het ek daar gewortel? Ek het geen rede om jy te twyfel, of om te vrees nie. Dit beteken nie die vyand gaan nie kom nie. Dit beteken nie hy gaan nie probeer twyfel saai nie. My en jou gebed is die, Here,
Soos wat ons laasweek ongebed is, Here, ek glo, help my in my ongeloof. Here, help my dat ek die kapasiteit en die kwaliteit van die liefde sal ontdek en sal herontdek. Want dis my wortels. En wanneer ek daar gewortel is, ek nie nodig om te vrees nie. Dan weet ek as God praat hy omdat hy my lief het. As ek weet as God praat hy omdat hy van beter weet. En nou kan ek reageer in geloof. In hoop, die kleiner moetie. Sê, Here, ek het 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Dit word 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien. Here, ek glo. En ek gehoorsaam, sonder om te worry oor die resultate. Dis in God se hande. Ek is net gehoorsaam omdat ek nou wil. Hoekom? Ek is geanker in hom. En ek wil jou nooi vandag, dat jy werklik weer by plek sal kom sê, Here, ek is regtig, ek is geanker in die liefde. Nie menslike kapasiteit, want dit beïnvloed so baie hoe ons God sien. Mag jy werklik geanker wees in die liefde van Jesus Christus. Werklik. Hy sê, en gaan lees dalk Johannes 14, vir die van julle wat wil huiswerk gaan doen. Gaan lees dalk Johannes 14, die Heilige Gees, hierdie persoon, as hy in jou kom woning maak, dit gaan dit in jou produseer. Sê, Here, produseer dit meer in my, maak weer woning in my, as 'n aardes in my lewe is, dat ek om my eie beheer is. Die Heilige Gees, vol alles van wees. Ten volle oorgegee, sodat ek gewortel sal wees in die liefde. Dan gaan jy agterkom, dan raak jou geloof vreesloos. Dan raak jou geloof vreesloos. En jou gehoorsaamheid kom uit oortuiging van sy liefde, nie uit pligheid nie. Wat wees nie? Jou gehoorsaamheid kom uit oortuiging van sy liefde, nie uit pligheid. Ek het moet dit nou vir die Here doen. Nee, ek wil dit vir die Here doen. Ek is oortuig van sy liefde vir my. Is jy saam met my? Amen. Ek wil vir jou bid. Here, baie dankie dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. En ons kan voor U troon kom kniel, kom sit, kom staan. En Here, ek wil kom bid hier in hierdie tema wat al so baie gepreek is reg oor die wêreld, die liefde van God. Maar Here, ek bid dat U werklik deur die Gees dit weer vandag opnuut sal openbaar. Dat volmaakte liefde dryf vrees uit. As gelowiges het ons nie redes om te twyfel of om bang te wees nie. Ons het redes om te glo. Vreesloos te glo. En oortuiging uit gehoorsaam te wees, omdat ons gewortel is in U perfekte, ewige, onfeilbare liefde. Dankie vir dit. Here, vir die van ons wie dit moeilik is om te verstaan, mag U dit deur U Gees kom openbaar. Vir die van ons wat dit moeilik is om te leef, mag U dit deur U Gees in ons kom openbaar. Mag U 'n bedienaar en 'n waarmaker wees van U woord. Vir elkeen van ons hier vandag. Mag dit ons transformeer. Om geanker, gewortel te wees in die liefde. Vreesloos te glo. En uit oortuiging uit te gehoorsaam. Mag dit ons deel wees. In Jesus naam. En almal sê, Amen. Nou, ek gaan jou vra om te staan, ek wil jou graag seën. Moenie dadelik gaan nie, kom drink 'n koppie koffie saam met ons. Kyk saam met ons. Graag jou storie hoor. Nou as van julle wat gebed nodig het, kom praat met ons, ek wil baie graag saam met jou op bid. Nou, steek jou hande uit na my, ek gaan hande uitsteek na jou en ons gaan mekaar seën. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die vrede en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. In Jesus naam. Amen.